verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie jy sê die Here is my. Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Dit moes impressive wees, dat Jesus toelaat, dat haar storie in die Bybel geskryf word. Ek en jy maak nie sy huisgenoot nie. Sy haal die Bybel, man, oor haar geloof, en never mind, sy haal hom 3 of 4 keer. Same story, different author, same God, same broken canister. Hoekom? She seized the moment. Ek het hierdie een oomblik, en ek kry net een aanraking. Ek is gediskwalifiseer, ek mag nie saam met hulle eet nie, ek mag nie saam met hulle loop nie, but I'm gonna seize the moment. Die een oomblik wat ek het, maak jy net wat jy wil maak, maar ek gaan gooi olie op hom. En weet jy wat? Ek wil gou vir iemand iets sê in hierdie plek. Wanneer die kans dalk daar is, dat dit jou laaste oomblik is, wil hierdie pastoor vir jou sê, don't delay, because other people question your motives. Pastoor, ons word gestop, baie mense word gestop, deur die opinies van ander mense. Ek wil vir jou sê, it's about timing. Dit is tydsberekening. En ek wil vir jou sê, tot hierdie deur nou gaan toegaan, en jy gaan dan nou so uitstap, wil die pastoor vir jou sê, hierdie boodskap kom nie die huisgenoot uit, of van die internet af, ek kry by preke nog by die Here, hoor, en ek wil vandag vir jou sê, voor jy by daai deur uitstap, maak seker, you had your moment. Hoor gou, don't calculate your effort, because people argue. Don't negotiate your devotion because people resist you. Jy kan maar hoor hierdie pastoor vir jou sê, dis nie 'n Kaapse fight nie, dis nie 'n KZN fight nie, dis 'n wêreldwye fight. Hoe nader jy aan die Here wil werk kom, hoe meer demons en vyande maak jy. As jy dink dat almal gaan jou, hou op. Hou tog net op om te so hard probeer dat almal jou like. Hulle gaan nie. Hulle gaan jy nie allemaal like nie, hoor. Ek wil vir jou sê, hou op om jou proses aan ander te verduidelik. Hou op om sleg te voel as God jou seën. Pastoor, wil ek jou vertel, dis die tweede keer dat ek het sien, maar dat hulle daar's goue potte wat oor hierdie plek hang, hoor. God weet presies wat jy nodig het. And people don't want it. Hey, luister. Ek het al 3 kilogram verloor hier vanoggend, hoor. Ek wil net vir jou sê, God will reverse the curse. Sit op daai ou 7de wêreld van jou. Ag, ek weet dit nie. Dan bewe, pastoor gaan. Waar gaan jy gasie? Staan op in die naam van die Here en sê, no weapon formed against me shall prosper. Hey, ek het dalk nie so baie olie soos jy nie, ek het dalk nie so baie blydskap nie, ek het dalk nog net een halleluja hoor, maar ek gaan my laaste halleluja vir hom gee, ek gaan my laaste olie vir hom gee, dis my oomblik. Praat maar
oor die Galvins van Klaver. Ken julle die Galvins? Roffe ouens daai hoor. Die pa het op die railway gewerk, maar lekker in die vodka ingekyk. Hy pa sal lank in die hemel, dan vodka jy nog. Oor sy vodkas en oor sy goeders. If you have one moment, you do not, jy explain yourself nie. En weet jy, kan ek gou vir iemand sê, wat jy baie keer doen, wanneer jy een oomblik mag toch stupid lyk verander. Geen normale mens breek 'n natte salfhouer en gooi die laaste olie wat jy nou het, waarvoor ons 300 coins kan kry, oor hom wat in elk geval gaan doodgaan nie. Kan iemand dit halleluja skree? We gaan het klaarmaak. Hou op die proces verduidelik. As jy weet, jy het een oomblik. En weet jy, I just love this. Ek het nou nie een nie, want ek gebruik nou maar 'n sakdoek of 'n lap of 'n ding. Maar hoor die pastoor vir jou sê, as die laaste ding wat jy het, suster, broer, as die laaste ding is wat jy het, is 'n tissue in jou linkerhand en 'n borrel olie in jou regterhand, dan is dit war in jou straat. O, die Here hoor vir my. Ek nou die dag my gestremde dogter Janaitjie, kyk hoe sy word al 40. Jy's reis oud hoor. Dis my vrou. Luister, daai kind, julle ken haar, sy was gestremd en sy was jare terug 'n bidder. En nou is dit so 3 maande terug is daar in die kamer. Jy sê, ons bid nou, man. Kyk, ek wil vir jou sê, dat my bure nog niet op 'n keer toe gekom het, is pleinweg hardnekkigheid. Hulle hoor elke gebed, elke preek, elke ding wat skree. Ek dink as ons skree, kruip hulle al weg. Maar hier sien ding, ons is aan die kamer, man, ek voel regtig nie lekker nie, waar ek so goed, weet jy, ons mans word mosieker. En nou staan ek in die kamer, en Here, ek sien die lig in die tonnel, hoor. En dis 'n trein. Hoor hier so. En die kind, sy maande laas so gebid, maar sy vlieg daar op. Maar hy sit my in my kop beet, hoor. Toe sy die hand op my maag. En sy het seker maar gesien, Jessie, my pa gaan my ligte nou afsit. En nou staan ek ook maar daar. En sy stop. Sy sê, Roefie, bly kalm, ek wil jou net help. En weet jy, sy het ook bietjie kromolie. En 'n stuk in 'n tissue. Maar ek jou vertel, daai oggend eet ek soos 'n ou wat die laaste dag kan eet in my lewe, hoor. Dus ek so gesond soos 'n, nee man, luister, dit maak nie saak hoe jou olie lyk nie, gooi dit. Gooi dit. En die geleesde gedeelte. Pastor Clemens, ek het al baie ding genoem en ek gaan dit vanmôre weer noem. Jesus staan hier. En daar waar die Yamaha is, of daar waar die vlag is, daar bly Jairus. En Jesus word genader deur Jairus. Hy is hier besig met die gemeente. En Jairus, ek weet nie of hy voor ook, hy sê, meester, meneer, Jesus, ek het 'n probleem. Hy sê, wat is dit? Hy sê, my dogter leef sterwe, man. Een oomblik, een aanraking. So. En hy sê, Jesus, kom. Pastoor, ek sê hierdie met die grootste agting, bewing, respek. Verstaan my, luister my uit, voordat jy my nou, ja, ek het geweet, as fout behou. Wacht nou. Jesus het moeilikheid. Want Jesus sê nie, nee. Roep my aan, in die dag van benoudheid,
Hy is nie 'n mens. Hy sê, Jesus, Here, ek het wie van julle was al so, dat jy glo al self die storie oor jou. Jy is al so gewoond, jy is sleg. Jy is al so gewoond, hulle praat van die arm Gelvins, en die slegte Gelvins, en die slegte dit. Naderhand leef jy dit, want niemand sien, en ja, Iris kom en sê, my dogter sterwe, pastoor. En Jesus sê vir haar, wys my waar jy bly. Sy is toe al dood. Nou is baie slim ouens hier, hoor. Dis op die Sabbat. Jy mag nie aan 'n lijk vat op die Sabbat nie. En die gaan hy. Hy gaan. Want hy's 'n oorleweringsbreker. Hy's 'n tradisievernietiger. En die gaan hy. En toe hy gaan, dis maar my mens sê, hier kom moeilikheid. Hulle gaan hom stenig, want as jy aan 'n lijk raak, as prins, kan hulle jou uitneem en volgens die wet stenig. Het die duiwel dan probeer om hom te kou van die kruis af, nee. Maar hier kom hy. En toe hy hier kom, toe interveer 'n vrou. If I could only touch the hem of his garment. Een oomblik, een aanraking. Ek wil vir hierdie kerk nou vandag 'n ding leer, as ek het jou pad uit. Hoor gou so, pastoor, een oomblik, een aanraking. Gaan lees jou Bybel, man. Sy is die enigste gedokumenteerde persoon in die hele Bybel wie genesing gekry het sonder dat Jesus eers na kyk. Wat sy het vir haarself gesê, if I could touch the hem of his garment, en Jesus loop, en daar sy soom, en skielik gaan lê 'n onreine vrou. Wie nie mag kerk toe kom nie, want sy het malaats. Wie nie mag kerk toe kom nie, want sy is die slegste vrou op die vlaktes. En sy kom sit reg tussen die kerk en haar broers. En sy breek tradisie. Wat tradisie sê, as jy issue met bloed het, is jy onrein. En dan mag jy nie in die vergadering ingaan nie, want almal wie jou aanraak, is ook nee, catch 24. Hy kom hier, en she touched him of his garment, en die oomblik toe sy hom aanraak, volgens die wet, nie volgens Jesus nie, is Jesus onrein. Pastoor, as jy onrein is, as jy onrein verklaar word, dan diskwalifiseer dit jou van die wet van die Sabbat. Met ander woorde, kom aan, ek gaan julle moet hierdie straat my naam gee, hoor, ek het al 'n pad nie, luister, hy is hier, ja, Iris se dogter is daar, Jesus, ek gaan net tot die gaan hoor, is op pad daartoe, sy stop hom hier, sy raak hom aan, as sy verby jou gaan, sy raak hom aan, en hy stop, hy sê, iemand het aan my geraak, with purpose, hy draai om, hy sê, weet my geraak, Petrus sê dit, Kosie sê dit, en Jannie sê dit, hy sê, nee, ek het gevoel, hier gaan krag uit my uit, hy sê dit reg, ek het gevoel, hier gaan krag, en die oomblik, toe hy dit sê, toe kyk hy aan, raai wat sê vir, kyk vir my, raai wat sê vir, hy sê nie van jy is genees, jy is klaar gezond, hy sê, jou geloof het jou gered,
Discovered redemption. Halleluja, kan iemand in die Here prys? Hey, nou gaan lees het verder. Ek spaar tyd, ek is klaar. Hy kom by Ek dink hy kon gesê, ag vertel my iets wat ek nie weet nie. Hier sit, moet nie dit mis nie. En die Bybel sê, hy jaag al die ongelowiges uit. Kyk gou vir my, wanneer jy hoor jy so, hy gaan in, die Bybel sê, en hy vat Jairus se dogter aan die hand. En hulle kon hom nie stenig nie, want volgens hulle kom aan ouens, kan iemand net die Here prys in hierdie plek? Ek gaan dit ding doen as ek klaar. Ek gaan dit doen, want ek is nog nie 70 nie. Hoor vir pastoor Galvan, een oomblik, een aanraking. That's what you need. Jy het nie nog 'n preek nodig nie, jy het nie nog opinies nodig nie, jy het nie nog 'n Bybelstudie nodig, al die goed is belangrik. Jy het een oomblik, met een aanraking. En die vraag is, daardie vrou, met die narte salf, is so desperaat vir daai een oomblik, sê jy alles wat sy het. Daardie vrou wat bloedvloeiing het, en hier is die ding, hoor gou so, hier is die ding. Weet jy wie soek God vanmorgen? Hy soek hulle wat in die modder uitkom. Julle ouens wat gebore is, gered. Jy is so heilig, as jy smile, kraak jy. Weet jy wat, ek het glad nie 'n preek vir jou nie, hoor. Ek wil amper vir jou sê, Jesus weet ook nie wat om met jou te maak nie. Maar gee vir hom iemand wat uit die modder uitkom. Geef vir hom iemand, nou maar. Hy het meer tattoos as wat 'n prent in die rapport is, hoor. Geef vir hom daai ou wat daar aankom. Pastoor, jy gesien daai ou met die tattoos op die arm, hy sit reg langs jou. So what? So what? God, the uppermost can save even the guttermost. Weet jy wat? Ek wil vir jou sê, hy gee vir hom iemand wie nie met 'n goue lepel gebore is nie. Gee vir hom iemand wie gewoond is om te fight vir dit wat hulle wil hê. Gee vir die Here. Weet jy, ek like hierdie, ek het het geskryf nogal in Engels. Give God somebody, if you throw them for the wolves, they'll come out leading the pack. Julle kan ek hou nou van elkaar toe saam as sulke ouens, ja. Jy kan hom nie uitskidder nie, jy kan hom nie uitgleer nie, jy kan niks maak nie, hy is in die kerk. Party mense is dalk die, ek's ernstig, dis dalk die enigste ligte wat hulle ken, is die ligte wat by die kerk, jy weet nie waar kom hy vandaan nie, maar weet jy wat pastoor, as hy kan hardloop, dan hardloop hy in. Ek wil vir iemand sê, as jy nie kan hardloop nie, dan kruip jy op jou knieë, maar ek gaan nie, dat iemand my stop nie. Come on, is jy reg vanmorgen? Here, help my, help my, help my, Here, vir my een oomblik. Kan ek vra in die vergadering op hulle voete staan? Dankie orkes, word gebaai mooi. Jy is so gewoond om pitte te grou vir alles wat jy wil hê. Weet jy, 'n pit het dit twee dinge uit, of water of uit olie. Terwyl jy grou vir water, laat God jou die olie ingly. Vir is reg vir daai een oomblik. So jy kan geleidelik, of jy kan sê, pastoor, ja, want ek weet nie wat hierdie orkes gaan speel nie, maar ek gaan voor toe harte, waar kom jy vandag? God sê, jy het een oomblik, een aanraak, hier gaan mense gaan aangeraak word, waar is julle? Kom. Nee, ek kom jou haal hoor, kom, daar is hy. Ok, ons gaan nou die mense kry wat geleidelik kom geleidelik, kom staan hier voor, sê, Here, ek het een oomblik, vir een aanraking, halleluja, kan iemand die Here begin prys in hierdie plek? Kan iemand die Here loof?
Ek soek nog mense. Al wat jy het, is 'n stikkende houer. Maar daar's olie in. Jy het nog een prys God oor. Jy het nog een halleluja oor. En vanmorgen gaan jy dit vir die Here gee. You're gonna touch the hem of his garment. Hierdie orkes gaan ons speel, en soos wat die Here lei. Die vraag is, as die Here soveel moeite doen, om 'n stikkende vrou te gebruik, om aan hom te raak, sodat hy 'n dooie kan gaan opwek, dink jy, wat kan hy vir jou doen? Terwyl ek preek oor daai stuk van die skuldbrief, is daar 'n vrou wat kanker in haar mond het. Hulle het 'n rukkie 2-3 weke voordat het hulle haar hele kakebeen uitgehaal en het titanium een ingesit vir so lank. Hulle lyk of haar mond skeef vertrek het as gevolg van die operasie. So 'n jong vrou. En ek hang daai lap, groot lap. Hang ek so in die preekstoel en ek het rooi gesprei as 'n teken van die bloed. En hy sê skeer, almal het 'n kans gekry. As jy almal weer skeer in die lewe het, kom skeer. Ek praat met haar, sy sê pastoor, sy het net 3 of 13% gehoor in die een oor. Die ander oor is sy heeltemal gehoor verlies. Sy het 'n earpiece. Sy sê pastoor, hulle sê ek moet vir 6 maande hospitaal toe gaan vir hierdie chemo. En die kans is 90% dat ek al my gehoor gaan verloor. En wie het sê die vrou? Hierdie woorde, though he slay me, yet I will trust him. Ek roep haar voor toe vir die tweede keer, ek sê, suster, kom hier so. Ek sê, kom skeer, nog 'n skeer. En sy skeer so diep een. Sy moes daai Dinsdag gegaan het. Nou is daar die hele tyd wat die dokter sê, delays. Daar's delays. Hulle boek kan nie in nie. Hulle boek kan nie in nie. Jy het een oomblik. Een skeer. Een aanraking. En jy staan in die bank. Jy sê, pastoor Gelvin, dit gaan vir my baie goed. Dis juist met jou wat ek praat. Môre is die hel los. Môre is die hel los. Dan sê die Here, maar ek het vir jou 'n oomblik gegee. Ek het vir jou 'n oomblik gegee. To touch the hem of my garment. Oor 'n week vlieg ek terug, KZN toe. Pastoor en spreker raak al hoe minder. Elke Sondag is dit een minder. Beide die vrou het 'n ding in gemeen gehad. Time was running out. Kruiskyk, tyd loop uit. Daar is iets wat God weet wat jy nie weet nie en wat ek nie weet nie. Sal maar 'n bietjie vorentoe. Hier moet nog mense kom. Ek wil kyk, daar was 60 mense wat uitgekom het. Nee, ek gaan glad nie oor dit nie. Die Here sê dit hierdie oomblik nou. En my soom is hier so. Come touch the hem of my garment. Come touch the hem of my garment. Gaan nie oor pastoor Gelvin en pastoor Clemens of wie jy like en wie jy nie like nie. Jou hele toekoms is vanmôre in jou hand wat jy besluit. Een oomblik, een aanraking. Ek gaan vra pastoor se trek al die pastore kom. Julle altaarwerkers. Hierdie mense, elke liewe een moet geolie word. Ons het hulle salf met olie. Die stryf kom help. Elke liewe een moet gesalf word met olie. Jy gaan nie hier wegstap as jy nie gesalf is met olie nie. Hier so 'n ander olie, suster. Julle wat in die banke is, kan julle net julle hande opsteek en uitsteek na hierdie mense toe nie.
sê Here doen vir hulle wat ek kan doen. Baie dankie Pastor Clemens. Julle kan